Vasco da Gama, Portugese ontdekkingsreisiger, eerste Europeër om via die Kaap van Portugal na Indië te vaar. Shaka Zulu, eerste koning van die Zulus. Hy snoer die Zulu nasie saam. Hy vestig ook die tradisie van die Zulus as formidabele vegters. Paul Kruger, prominente politikus van die Ou Transvaal, ook die Suid-Afrikaanse Republiek of die ZAR. Hy is president van die ZAR tydens die Suid-Afrikaanse oorlog. Hy sterf in 1904 in Switserland, waar hy was om steun vir die boere se saak te probeer werf in die oorlog teen Engeland. Jan Christian Smuts, soldaat, staatsman, filosoof. Jan Smuts veg in die Suid-Afrikaanse oorlog as jong man. Hy dien as eerste minister van die Unie van Suid-Afrika van 1919 tot 1924. Hy is 'n lid van Churchill se oorlogskabinet in die Tweede Wêreldoorlog. Hy speel 'n groot rol in die stigting van die Verenigde Nasies. Moontlik is hy Suid-Afrika se grootste staatsman van die 20ste eeu. Mahatma Gandhi, prokureur, staatsman, aktivis. Hy studeer regte in Engeland en kom in 1893 na Suid-Afrika, waar hy vir 21 jaar woon en werk. Hy gebruik die metode van vreedsame protes om sosiale verandering te bewerk. Met sy terugkeer na Indië word hy die prominente figuur wat Indiese onafhanklikheid van Brittanje bewerk. Hendrik French Verwoerd, Suid-Afrikaanse politikus, ook genoem die argitek van apartheid. Eerste minister van Suid-Afrika van 1958 tot met sy dood in 1966. Hy is in die parlement deur 'n bode, Dimitri Stavendas, met 'n mes doodgesteek. Desmond Tutu, anti-apartheidsaktivis, biskop in die Anglikaanse kerk, Nobel Vredesprys ontvanger en menseregte aktivis. Frederik Willem de Klerk, politikus, staatspresident vanaf 1989 tot 1994. Hy ontban die ANC en begin samesprekings om apartheid te eindig. Hy ontvang saam met Nelson Mandela die Nobel Vredesprys.